My begroeting vanaand is in die naam van Jesus Christus, die hoogste en die enigste naam, die naam bo al die name. Die is sy naam en die is sy bloed, dat ons oorwinning gekom, ons verlossing gekom. En ons weet wanneer ons die naam van Jesus aanroep, sal ons gered word. Amen. Sê vir die persoon langs aan u, u is op die regte plek. Sê. Halleluja. Dit roer my siel. Dit roer my siel. Wanneer ek dink aan Jesus, die diebre naam, wat slaap kan bevry. Die enigste naam, wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Kom ons sing hom net weer vir die laaste keer saam. Dit roer my siel, terwyl ons in hierdie atmosfeer is. Kom ons hef ons hande op en ons open hierdie diens met gebed. Vader, wat 'n voorreg is dit nie om in die naam by mekaar te kan kom. Here, wat 'n voorreg is dit nie om te kan weet ons aanbid 'n lewende en waaragtige God. Hemelse Vader, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Hemelse Vader, my siel aanskou die grootheid van u skepping. En daarom kan ons vanaand met soveel verootmoediging en met soveel boldness na u toe kom en sê, Here, dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Dankie Here Jesus dat u bloed gestort het vir ons, sodat daar vir ons redding en ook verlossing kan kom. Dankie Here dat ek weet dat hier mense is wat vanaand ingekom het en dat hulle nie dieselfde uit sal gaan nie. Here, u ken elke persoon se hart vanaand. U ken elke persoon se gedagtes vanaand. Hemelse Vader, daar is niks vir u onbekend nie. Maar ek kan vanaand, Hemelse Vader, van u vra om hierdie mense teenwoordig vanaand te seën en te salf, Here, met 'n heilige salwing in Jesus naam. Dankie Jesus. Dit roer my siel. Halleluja. Wanneer ek dink aan Jesus, Rabba Shekarabasaka, die diebre naam, halleluja, wat sonde kan bevry, halleluja, kom ons loof die Here, die enigste naam, wat my verlos van sonde, wat my verlos van sonde, Jesus. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Halleluja, kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Ons begroeting is in die naam van Jesus Christus. Ons groet elke pastoor, elke gesalfde in die huis van die Here vanaand. Jy is welkom om die tiendes en die offers te bring en saam met ons in lof en aanbidding te gaan. Prys die naam van die Here. Thank you, Jesus. Kom sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom. Want hy is die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart. Laat jou lewe hom besing. Hy is die koning, hy is die Here. Sing 'n nuwe lied vir. Kom ons klap die hande saam. Kom sing 'n nuwe lied vir hom.
sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom, want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat jou lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied, sing 'n nuwe lied vir hom. Kom sing 'n nuwe lied vir Jesus. Kom bring die lof en dank aan hom, want hy's die koning wat weer kom. Kom sing 'n nuwe lied uit jou hart, laat die lewe hom besing. Hy's die koning, hy's die Here, hy's die Here. Sing 'n nuwe lied vir hom. Halleluja. Thank you Jesus. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Dit gaan alles net omtrent Jesus. When I think of the goodness of Jesus and the things He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus and the things He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. When I think of the goodness of Jesus and the things He has done for me, my soul cries out, hallelujah, praise God for saving me. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is. For the last time, clap your hands up. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Halleluja, dankie Here Jesus. U is en bly dieselfde Jesus gister, vandag tot in alle ewigheid. Kom ons klap die hande saam. With every thought and every word, with every breath and all that I have, I want to love you as long as I live, for you are my God. I surrender.
that's in my heart. I want to serve you as long as I live, for you are my King. I surrender, I surrender all. Hallelujah, kom ons klap die hande saam. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. Hallelujah. I surrender, I surrender all. With every step and every plan, with everything that's in my heart, I want to serve you as long as I live, for you are my King. You are my King. I surrender, I surrender, I surrender all. All my life and all my needs, all my ways and all my deeds, I want to follow you every day, for you are my Lord. I surrender, I surrender all. I surrender, I surrender all. Halleluja, dankie Here Jesus. Here, ons gee vanaand alles oor. Ons gee vanaand alles oor, Hemelse Vader. Ons besef alles wat ons doen moet gaan omtrent U, Hemelse Vader. Dit moet nie net gaan omtrent U nie, Hemelse Vader. Dit is 'n vrye keuse, dit is 'n vrye wil. Ons kan kies, Here, of ons U wil dien en of ons U nie wil dien nie. Maar ons keuse vanaand is om U te aanbid en U te dien in gees en in waarheid. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Want daar's 'n stryd wat ek moet stry om oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag. Hou my trou, kom ons sing saam vanaand. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Want daar's 'n stryd wat ek moet stry om oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag. Hou my trou, hou my trou, hou my trou. Here Jesus, hou my trou. Kom ons sing saam vanaand. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Want daar's 'n stryd om oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag. Ja, hou my trou, hou my trou, hou my trou.
Here Jesus, hou my trou. Hou my trou. Here Jesus, hou my trou. Rabba Shekha, Rabba Satra. Daar's 'n stryd waar ek moet stry, om oorwinning te verkry. Gee my krag, elke dag, hou my trou. Dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam, wat slawe kan bevry. Die naam wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus, wanneer ek dink aan Jesus, halleluja, die dierbare naam, wat so slawe kan bevry, die enigste naam, die enigste naam, die enigste naam, wat my verlos van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekwam. Dit roer my siel wanneer ek dink aan Jesus. Hemelse Vader, dit is vanaand vir ons so voorreg om die man van God in U op te dra. Here, waar hy die woord moet kom bedien, Vader, soos wat U dit aan hom toevertrou het, Hemelse Vader. Here, ons wil vanaand hom toemaak by die bloed van Jesus Christus. Ons wil vanaand bid, Here Vader, dat dit wat U op hom gelê het, Here, dat hy dit sal vir ons sal gee, Here, en dat dit op vrugbare grond sal val. Here, ek dank U vanaand vir ontvanklike harte, Here. Ek dank U, Vader, vir mense wat ingekom het, Here. En ek weet hulle sal nie dieselfde uitgaan nie, Here. Want die woord wat U vanaand aan hulle gaan gee, Here, sal hulle fantasties skud, Here. Ons weet vanaand, Here, in die gees is daar iets besig om te gebeur. En ek dank U vanaand ook, Here, vir herlewing in hierdie kerk. Ek bid vanaand vir herlewing, Vader, dat U sal kom, Hemelse Vader, en hierdie wit bladsy aan die brand steek, Here. Dat U elke persoon teenwoordig aan die brand sal steek, Vader, sodat hulle kan opereer onder die salwing, kan opereer met die gawes van die Gees in die naam van Jesus Christus. Here, ons het 'n honger en 'n dors vanaand, Here. Ons wil hoor wat U vir ons sê, Hemelse Vader. Ek besef in my gees, Hemelse Vader, U is besig, Here, om die bokke van die skape te skei. Hemelse Vader, en dit is met hartseer, Here, om te kan besef, Hemelse Vader, dat ek nie die bok wil wees nie, maar dat ek 'n skaap wil wees wat luister na die stem van die herder. Hemelse Vader, ek dank U vanaand vir die teenwoordigheid. Ek dank U vanaand vir Pastor Simeon wat die boodskap gaan bring, Here. Maak hom toe met die bloed van Jesus Christus, in die naam van Jesus. En ons sing vir die laaste keer saam, halleluja. Dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus, die dierbare naam, die dierbare naam, wat elke slaaf kan bevry, wat slawe kan bevry, die enigste naam, die enigste naam, wat my verlos
van sonde. Daar is geen naam wat my ooit meer bekoor. Thank you, Jesus. We worship you, we love you, Lord. Ons hemelse God en Vader, vanaand kan ons werklik met hierdie liedjie saamstem. Daar is nie 'n naam wat my siel bekoor soos die naam van Jesus Christus. En Vader, vanaand soos wat die naam van Jesus weer klink in ons harte. En waar die Jesus 'n uitroep is vir elke liewe een, my God, wat vanaand in hierdie gebou is. Vir party is Jesus 'n uitroep vir redding. Vir party is Jesus 'n uitroep, is 'n kreet van oorlog. Maar Vader, vanaand weet ons dat daar waar Jesus uitgeroep word, daar is oorwinning. Daar is liefde, daar is herstel, daar is genesing, daar is krag tot krag. Daar is hernuwing. Daar is restaurasie van verhoudings. Daar waar Jesus uitgeroep word, daar is u teenwoordigheid tasbaar. Dankie dat ons vanaand met 'n blymoedige hart u naam kan uitroep, Jesus. Want dit wat u vir ons aan die kruis gedoen het, het werklik waar, sonder twyfel, oorwinning gebring vir ons. Heilige Gees, soos wat ons vanaand in die woord indelf, bid ons dat u die verborgenhede van u woord kan openbaar aan ons. Vader, dat die saad wat gesaai word van u woord, dat dit sal op vrugbare grond val, dat dit sal wortel skiet en dat dit sal vrug dra, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen. Baie dankie, u kan die sitplekke neem. Baie dankie band, julle bless ons. Ek sit vanoggend gaan so 'n bietjie deur sosiale media, Facebook en TikTok en YouTube en Instagram en ek kom op 'n ding af oor 'n pastoor wat genooi is om te preek by 'n gemeente. En hy's die week voor dit is hy by die gemeente en hy maak net 'n vinnige aankondiging. Hy sê hy gaan die volgende week gaan hy bedien oor Markus 17. En die tema van sy boodskap gaan om die leuen uit te sniffel. En die volgende Sondag is hy daar en hy vra vir almal eers wie het Markus 17 gelees en amper die helfte van die kerk steek hulle hande op. Hy sê hy is so dankbaar, daar is so baie mense wat dit gelees het. Markus het net 16 hoofstukke. Ek gaan dit nou nie vanaand met julle doen nie, ek beloof. Gister is ons bietjie in 'n flatspin gewees met een van ons jeug se jong eisters. Ou het bietjie seer gekry by die rugby en hy's hier in die kliniek in. Ek gaan die aand in, net gou 'n vinnige laaste, hallo Kobai, lekker slaap. Kan jy glo die vrou wat by die ontvang sit, sê vir my, ek mag nie ingaan nie. As jy my bietjie beter leer ken, dan gaan jy agterkom, dit werk nie. Ek het vir hulle gesê, is reg, dankie, Kobai, gaat ons. In die aand sit ek by my huis en die Here praat met my. Wanneer laas het ek dit gedoen vir die koninkryk? Wanneer laas het ek vir iemand gesê, weet jy wat, ek wil met jou praat oor Jesus, en ek gaan nie ophou tot ek dit gedoen het nie. En die woord wat die Here op my hart gelê het vir vanaand, is 'n ding wat al 'n tydjie lank aankom, en dis iets waarmee die Here my elke dag van my lewe challenge. En partykeer is dit regtig 'n challenge. Ek hou van die Engelse woord. Uitdaging klink partykeer so algemeen, maar ek het om gechallenged te word. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek vra dat jy saam met my sal blaai na 1 Samuel hoofstuk 15 toe. En voordat ons begin lees, die titel van my boodskap vanaand is Keuses en Gevolge. Nou as jy my en my boetie sal vra,
Wat is die een ding wat jy nooit sal vergeet wat jou pa jou geleer het nie? Dan sal dit wees. Elke keuse het 'n gevolg. Maak nie saak wie, wat, waar of hoe nie, jy kan my 3 uur die oggend wakker maak en ek kan deur die blare wees, en jy kan vir my vra, wat het my pa my geleer? Dis wat ek jou gaan sê. Ek is seker ons elkeen het so iets wat iemand iets gesê het wat ek nooit sal vergeet nie. En dis een van die baie goed wat my pa vir my geleer het. 1 Samuel hoofstuk 15 vers 3 lees as volg. Gaan nou en verslaan Amalek. En julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. En jy mag hom nie verskoon nie. Maar jy moet om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en suigling, bees en kleinvee, kameel en esel. Kan jy jou indink, jy's 'n Israeliet, en jy het elke dag te doen met die lering van God is liefde. En jy word elke dag geleer hoe om in regverdigheid, hoe om in integriteit te wandel, hoe om jou huis te bestuur, die wees vir jou vrou, jou kinders reg groot maak, en hier kom hierdie God van liefde, en hy sê jy moet gaan en doodmaak, uitmoor. Nou ons verstaan in oorlog is daar doodgevalle. Kan jy jou indink as 'n man van integriteit, 'n soldaat van formaat, moet jy vrouens en kinders doodmaak? So tydjie terug was daar in Suid-Afrika 'n verskriklike droogte gewees. En daar was baie op die nuus gewees oor boere wat hulle eie vee moes geskiet het. Ek meen hierdie mense wat daar waar hulle gaan het, hulle eie vee saamgevat. Ek sal my nie vertel dat daar was nie onder hulle van die manne gewees wat lief was vir hulle beeste nie. As jy ooit met beeste geboer het, dan sal jy weet, jy het 'n liefde vir 'n bees. Jy het 'n liefde vir diere partykeer wat dieselfde is wat jy vir mense het. En hier moet hierdie manne gaan en hulle moet voor die voet alles doodmaak. En dit beteken nie noodwendig hulle het die rede geweet nie. Hulle het hulle opdragte uitgevoer. Maar God het geweet. En hy het sy profeet, het hy aangestel, die priester Samuel het vir hulle gesê, gaan sê vir hulle, dis wat moet gebeur, daar is niks rondom dit nie, gaan doen dit net. En hulle gaan val aan, en hulle maak dood. Vers 8 lees, en Agag, die koning van Amalek, het hy lewende gevang, maar die hele volk deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar Saul en die manskappe het Agag gespaar, en die beste van die kleinvee en die beeste, en die naasbestes, en die lammers, en alles wat van waarde was, dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Let op daai, sê dit wou hulle nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat veragtelik en vervalle was, dit het hulle met die banvloek getref. En ons lees dan verder, ons almal ken die verhaal. Samuel kom daar aan, hy vra vir hom, koning, wat nou? Nee, ons het ABC gedoen. Ons lees verder, God sê, hy het spyt gekry, dat hy koning Saul aangestel het as koning, en sy gees het onttrek van hom. Samuel sê vir hom, wat soek God? Die vet van ramme en stiere, of gehoorsaamheid? Daar is 'n preek op sy eie. Ons almal weet, ons almal wat hier is, ken die verskil tussen reg en verkeerd. Dit was my altyd verskriklik geweest as my pa vir my sê, ek gee jou pak vandag nie omdat jy stout was nie, maar omdat jy ongehoorsaam was. Dan moet ek nou na die tyd sit en dink, wat beteken dit nou? Ek was stout. Maar die beste van alles is daai na die tyd, as hy vir jou sê, ek doen dit want ek is vir jou lief. Dan wag jy net dat daai deur toe gaan, dan gooi jy nog 'n tantrum. Nie waar nie? En weet jy nie, baie keer is dit presies wat ons doen met God. Ons kry opdrag, hoekom? Want sy gees is getrou. Ons is sy kinders, ons bid en ons vra vir hulp, ons vra vir leiding. En sy gees is getrou en hy kom sê vir ons, Simeon, gaan doen dit. Moenie Brits toe bel en sê jy soek 'n pos nie, wag. Julle en ek is frustreerd. En God laat dit so perfek uitwerk, hier staan ek vanaand. So perfek. Maar jy sien, partykeer vergeet ons hoe God werk. En God sê vir ons,
gaan tref met die banvloek alles wat nie van my af is nie, met ander woorde jou vlees. Gaan doen bietjie iets wat jou ongemaklik laat voel, gaan bid vir mense. Ek bid nie. Ek sal in my kamer bid nie voor ander mense nie, ek bid nie vir mense nie. Here, stuur iemand anders. Vir Here praat met jou, hy sê vir jou, sorteer hierdie ding uit in jou lewe. Ja, Here, maar jy sien, daai ding is lekker, ek hou daarvan. Maar niemand weet ek doen dit nie. Niemand sien my dit doen nie. Dit kan mos nie skadelik wees vir enige iemand nie. Ek wil dit nie doen nie. En ons vergeet dat vir elke keuse wat ek maak, is daar 'n gevolg. Ek dank die Here. Vir my en vir jou is daar genade. Hy onttrek nie sy gees van ons nie. Kan jy jou dit indink? Oor een stukkie gehoorsaamheid onttrek God homself van jou af. Jy ervaar nooit meer sy teenwoordigheid nie. Jy ervaar nooit weer sy vrede nie. Jy kry nooit weer sy leiding nie. Dit moes verskriklik gewees het vir koning Saul. Wat was die gevolg gewees? Behalwe dat God homself onttrek het, was daar 'n ander gevolg gewees. Die koning wat moes doodgemaak geword het, die koning Agag, onthou daai naam, in Ester 3 vers 1. Na hierdie dinge het koning Ahasveros, Haman, die seun van die Hamadia, die Agagiet, groot gemaak en hom verhoog, en sy setel hoër gestel as die van al die vorste wat by hom was. Haman, die Agagiet, afstammeling van die koning Agag, wat doodgemaak moes geword het. Hoeveel jare na die tyd, het daai saad, wat moes uitgeroei gewees het amper die dood van die Jode gekos, van die Israeliete gekos. Oor een mens se ongehoorsaamheid. Dank die Here, hy weet wat hy doen. En hy rig 'n Mordegai op, om koning Ester te beskerm en haar leiding te gee. Hy rig 'n Ester op, om die continuity, daar's weer 'n Engelse woord vir my verskriklik mooi is, te verseker van sy volk. En ons almal weet wat het gebeur met Ester en hoe die Here haar gebruik het, en hoe dit vandag vir ons nog 'n lewensles is. My broer en my suster, ek en jy verstaan nie, wat se effek dit het, op die mense rondom my, wanneer ek en jy ongehoorsaam is aan die gees van God nie. Wanneer ek en jy deel is van 'n liggaam van Christus hier op aarde, het dit wat ek en jy doen, op 'n daaglikse basis, 'n effek op die mense rondom my. Ek en jy sien dit dalk nie in die vlees nie, maar daar's 'n geestelike implikasie vir dit wat ek en jy doen en nie doen nie. Dit is hoekom dit so broodnodig is om deel te wees. Nie almal van ons is waar ons veronderstel is om te wees nie. Maar wanneer ek my boetie en my sussie het wat saam met my bid, wat my ken, aan wie ek verantwoordelik kan wees vir my lewe. Hoorie Simeon, jy het vandag dit gesê. Werk daaraan. Ek het jou gesien dit doen. Weet hoe daai taxi voor jou ingery het. Jy het nie gesien, daar's een van die jeugkinders wat gesien het wat jy gedoen het nie. Ek het niks gedoen nie. Nee? Dis een van die eerste goed wat ons doen in vleeslikheid. Dis ek gewees nie. Dit was vir my altyd verskriklik lagwekkend gewees op die plaas. By ons stoor het ons oral se kameras opgehad. Daar was baie trekkers gewees en vir versekeringdoeleindes moet daar kameras wees en weet, nou vra ek vir die een drywer, hoor hierso, wat het gebeur toe hierdie trekker gestamp het? Nee, dit was nie ek nie. Nou toe, kom ons gaan kantoor toe, gaan kyk ons op die kamera, halfpad so toe, dan sê hy jammer. Want hy weet, my werkgewer daai tyd het eendag vir my baie belangrike lewensles gelees. Val terug in jou skuld, want dan kan ek jou beskerm. Jy sien, wanneer ek en jy ongehoorsaam is en die gees van God kom oortuig ons, val terug.
val terug in dit wat die Gees vir jou bied. Want is soveel meer as vleeslikheid. Want wat bied die vlees vir jou? 'n Vinnige ontvlugting na die hel toe. En dan weet ons, net soos wat ongehoorsaamheid 'n effek het gehoorsaamheid ook 'n gevolg. Kom ons blaai saam na Joshua toe. Joshua 2 vanaf vers 1, hierdie gaan 'n bietjie langer stukkie wees wat ons gaan lees. Vanaf vers 1. Daarop het Joshua, die seun van Nun uit Sittim, in geheim 2 manne as verkenners uitgestuur en gesê: "Gaan bekyk die land en Jerigo." Hulle het toe gegaan en in die huis van 'n hoer met die naam van Rahab ingekom en hulle het daar gaan slaap. En toe daar aan die koning van Jerigo gesê is: "Kyk, manne uit die kinders van Israel het vandag hierheen gekom om die land te verken." Stuur die koning van Jerigo na Rahab om te sê: "Lewer die manne uit wat na jou gekom het, wat in jou huis ingegaan het, want hulle het gekom om die hele land te verken." Maar die vrou het die 2 manne geneem en hulle weggesteek, en sy het gesê: "Seker, die manne het na my gekom, maar ek het nie geweet waar hulle vandaan was nie." En toe die poort met donker gesluit moes word, het die manne uitgegaan. "Ek weet nie waar die manne heen gegaan het nie. Jaag hulle gou agterna, want julle sal hulle inhaal." Maar sy het hulle op die dak laat klim en hulle weggesteek onder die vlasstoppels wat op haar dak oopgegooi was, ekskuus. Die manne het hulle toe agterna gejaag in die rigting van die Jordaan, na die druwe. En die poort het hulle gesluit nadat hulle vervolgers uitgegaan het. En voordat hulle gaan slaap het sy op die dak geklim na hulle toe en aan die manne gesê: "Ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe. Want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die 2 konings van die Amorite, Sion en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die banvloek getref het. Toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie, want die Here, julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Sweer dan nou tog vir my by die Here, dat terwyl ek aan julle 'n guns bewys het, julle ook aan 'n familie 'n guns sal bewys, en gee my 'n betroubare teken, dat julle die lewe van my vader en my moeder en my broers en my susters, en almal wat aan hulle behoort, sal spaar, en ons siele sal red van die dood." 'n Prostituut. Iemand wat so ver uit lyn is met dit wat God sy kinders leer, wat haar liggaam verkoop, vir watter ook al redes dit dan nou mag wees. Na regte moes sy ook saam met die ander doodgemaak gewees het. As sy Israeliet was, dan het hulle haar gestenig. Kom ons spring net 'n bietjie verder aan. Koning Dawid, God se woord sê hy is 'n man so na in my hart. Is 'n man wat ook gehoreer het. Is 'n man wat mense laat vermoor het. Is 'n man wat dronk geraak het. Hy was 'n peeping Tom gewees. 'n Man so na in my hart. Hoekom? Want hy was gehoorsaam. Ek en jy lees nêrens van koning Saul dat hy probleme gehad het met sy vrou nie. Ons lees nêrens dat hy nooit gedoen het wat hy moes gedoen het, behalwe vir daai een keer. Een keer. Verstaan ek en jy vanaand die belangrikheid van een keer? Hierdie prostituut Rahab, ek kan my nie indink oor wat sy lewe sy gehad het nie. Maar een keer se gehoorsaamheid red haar familie. Haar broers, haar susters, haar ouers. In Matteus 1, vers 1 tot 5. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, en Isak die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serag by Tamar.
En Peres was die vader van Hesron, en Hesron die vader van Ram. En Ram die vader van Aminadab, amper skrik ek vir daai naam. En Aminadab die vader van Nagson, en Nagson die vader van Salmon. Let op in vers 5. En Salmon die vader van Boas by wie? By Ragab. Wie se geslagsregister is hierdie? Jesus Christus. Een keer se gehoorsaamheid. En 'n verlosser se bloedlyn is gevestig. Een keer se gehoorsaamheid. My boetie en my sussie, my vriend, my oom en my tannie. Waar is jou gehoorsaamheid? Wat doen jy wanneer die Heilige Gees na jou toe kom en hy sê vir jou, ek sê vir jou, doen A, B, C. Ok, gee my net gou 'n oomblik, ek wil net gou hierdie besigheidstransaksie klaarmaak, dan het ek die geld. As dit misluk, dan kan ek terugval op dit. Nie waar nie? Here, ek wil net gou kyk of my plan uitwerk. As dit nie uitwerk nie, let's go for it. Ek vra gereeld die vraag, waarmee is jy besig? As ek daai vraag vra, dan voel ek my pa se hand op my blaaie. Boeta, waarmee is jy besig? Niks nie. Dan staan hy al 'n halfuur en kyk vir my. Waarmee is jy besig? Die God van hemel en aarde gee vir my en vir jou 'n geleentheid vir een keer se gehoorsaamheid, elke liewe dag. Elke liewe dag. Daar sien ons die effek van een keer se gehoorsaamheid. Wat nog van 'n leeftyd van gehoorsaamheid? Wat van 'n leefstyl van gehoorsaamheid? Kerk jy net op 'n Sondag? Dit is nie genoeg nie. Kerk jy op 'n Sondag en 'n Woensdag aand? Dit is nie genoeg nie. Vir die wat op hierdie verhoog is, worship jy net op 'n Sondag en 'n Donderdag? Dit is nie genoeg nie. Dit kan nooit genoeg wees nie. Ek het gister met die rugby, toe ek sien die oues is daar op 'n stretcher, ek moes myself mooi inhou. Want hoe durf hulle? Maar ek kan nie uit 'n fliek uitstap wanneer hulle die naam van Jesus gebruik nie. Ek kan nie by die skool my maats aanpraat wanneer hulle vuil grap vertel nie. Wat doen ek? Nee, ek gegil maar saam so in die agtergrond. Wanneer ek iets sê en ek maak iemand anders seer, ja, hy moes dit nie so opgevat het nie. Besef jy, besef ek, besef ons wat ons ongehoorsaamheid doen aan die liggaam van Christus hier op aarde. Want jy sien, die wêreld weet hoe 'n kind van God moet lyk en optree. Nie waar nie? O, maar jy's 'n kerkmens, kyk hoe verloor jy jou koel, né? Hulle worry nie oor wie jou wat gedoen voor die tyd nie. Dis die wêreld. En wat sê hulle? As dit toe 'n Christen is, wil ek nie een wees nie. Het jy dit al ooit in jou lewe gehoor? Wat doen ek en jy as iemand ooit na ons toe kom en sê, weet jy wat, omdat jy dit gedoen het, wil ek nie. Jo, of jy nou reg of verkeerd was, jo. Wat is jou getuienis? Het jy ooit verby 'n plaas gery en dan plaasvars? Hoekom ruik dit plaasvars? Daar's mis in die grond, né? En as jy verby 'n bloemiste gaan, dit ruik lekker. Want dit wat in die binnekant is, sal altyd uitkom. Maak nie saak wie wat waar of hoe nie. As ek en jy ons besig hou met nonsens, gaan die nonsens uitkom. Jy gaan dit nie eers weet nie. Net die regte mens gaan die regte knoppie op die verkeerde knoppie druk. En dan gaan dit wat binne is uit ontplof. Want jy weet, daai sonde wat ons in geheim het,
Die mense sien nie die sonde nie, hulle sien die vrug van die sonde. Hulle wat na in jou is, hulle weet. Jou leierskap in die gemeente, wat vir jou intree, hulle weet. Pastoor, ek wil met jou praat oor iets. Ek het dit en dit en dit en dit. Ons het die vrug daarvan gesien, lank voor die tyd. Want jy sien die vyand kom en hy vat daai een keer sy ongehoorsaamheid. En hy verwys elke keer terug daarna. En dit is die muur, die skans wat opgebou word tussen jou en God. En die ergste van alles is, dis my eie keuse gewees. Maar, ek wil hê jy moet my hoor vanaand, maar, Johannes 16 vers 8, en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid, en van oordeel. Die Gees van God is nie daarom vir jou te wys wat om te doen nie. Die Gees van God is daar om jou te oortuig om dit te doen. As jy voel jy hoor nie die Gees van die stem van God in jou lewe nie, dan beteken dit jy lees nie hierdie boek nie. Want jy sien, ek en jy kom in situasies en omstandighede in ons lewe wat ons nie God se stem kan hoor soos normaalweg nie. Dan moet ek en jy al hoe meer in hierdie woord indelf. Ek moet terugval in hom, ek moet induik in hom, ek moet my toemaak, ek moet my begrawe in God se woord. En as ek sê begrawe, soos ja, die vlees moet dood, sodat ek begrawe kan word in sy woord. Want dit is daar waar ek nuwe lewe sal kry. Dit is daar waar die dood, die sonde se dood van ongehoorsaamheid sterf. En die lewe van gehoorsaamheid vir my 'n geskenk word. Waarmee is God besig in jou hart? Vanoggend se boodskap, het dit iets in jou kom laat ongemaklik voel? Het vanaand se boodskap iets in jou ongemaklik laat voel? Hierdie ou ken my nie, hy weet nie. Ek doen dit nou al jare, hoekom het die Here nooit iets gesê nie? En jy sien, die Gees van God is 'n gentleman. Hy kom trap nie jou hart se deur oop nie. Die enigste wat deure ooptrap is hulle wat by jou wil kom roof en hulle wat jou in hegtenis wil neem. God se Gees wag dat jy oopmaak. En weet jy wat? Vir solank as wat jy nie oopmaak nie, gaan dieselfde gemors in jou lewe aangaan. Hoor vandag wat ek vir jou sê, gaan toets dit, gaan beproef dit. Vir solank as wat ek en jy aanhou met dieselfde sonde, sal dieselfde gemors in ons lewe aangaan. My verhoudings werk nooit uit nie, ek kry nooit iemand spesiaal nie. Maar ek het welis in my hart. Ek raak nooit gesond nie, maar ek kyk nie na myself nie. Ek verstaan nooit wat daar gepreek word in die kerk en dit frustreer my, dit kom karring in my hart. Hoeveel tyd spandeer jy in God se woord? In deesdae is daar 'n woord wat baie in sosiale media voorkom. Offensive. God se woord gee aanstoot vir die vlees. Dit moet. God se woord moet offensive wees vir jou vlees. As dit nie offensive is vir jou vlees nie, dan beteken dit is nie van God af nie. God se woord sal altyd in 'n stryd staan met sonde. God se woord sal altyd in menslike tradisies in teenstryd staan. Yes, daar's mooi tradisies. In Suid-Afrika het ons mooi tradisies. Maar ons het ook tradisies wat mense in die hel laat beland. Jong mens, beteken nie omdat jy in 'n kerklike huis groot geword het dat jy gered is nie. Dit beteken nie omdat jy een keer 'n gebed gebid het dat jy nie hel toe gaan nie.
God se woord sê, hy gaan ons oordeel, ons monde gaan gesluit word, en ons gaan daar staan en die oordeel vat, terwyl hy sy uitspraak maak. Jong mens, jy het 'n geleentheid om daar waar jy is, 'n oproering te maak. Elke liewe een van ons het iets om te offer vir hierdie liggaam van Christus. Vir elke man van die huis, vat vas. Soos wat God se woord vir jou sê om dit te doen. Vir elke vrou van die huis, help jou man om vas te vat. Vir elke kind van die huis, wees gehoorsaam. Ja, sê vir julle kinders, luister. As jy nie weet wat om te doen nie, hierdie boek gee vir jou elke dingetjie wat jy nodig het. Dit is nou nie op die bord nie, maar Efesiërs 2 vers 10. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. As ek vir jou sê, Chom, ek weet waar is daar 5 biljoen rand. Nou, is okay. Stupid. As ek vir jou sê, daai geld is daar, ons moet dit net gaan kry, jy het nie nodig om belasting om te betaal nie, niks. Ek dink as jy moet belasting betaal, jy soek dit nog steeds en is jy in elk geval dom. As iemand vir my sê, hy weet waar is daai geld, ag, hy gaan nie eers sy sin klaar hê, en dan gaan ek vir hom sê, waarheen gaan ons? My kar of jou kar? As God se woord vir my sê, hy het vir my voorberei wat ek moet doen, hoekom sal ek hom nie vra nie? Maar ons vra hom nie, want jy sien, sonde maak dat ek dink ek weet beter as God. En nederigheid weet, ek het God so nodig. Wanneer laas was jy langs jou bed op jou knie? Wanneer laas het jy so gebid op jou knie dat jy sukkel om op te staan na die tyd? Wanneer laas het jy gebid en net besef, nou moet ek net stil bly en luister hoe God met my praat? Wanneer laas het jy toegelaat dat iemand anders te jou vermaan in liefde? Wanneer laas het jy toegelaat dat die Gees van God die vlees kom doodmaak? Ek het altyd, as ek dink aan die Gees wat die vlees doodmaak, dink ek aan die priesters van Baal wat doodgemaak is, deur die profeet Eli. Hy het honderde van hulle met 'n swaard uit mekaar uitgekap. So dit wil vir my sê, hy was bevoeg om 'n swaard te hanteer. Dit wil vir my sê, hy was fiks genoeg om dit te kan doen. Kan jy dink met 'n swaard amper meer as 400 mense doodmaak? Dis uitputtend. Kan jy dink wat 'n worsteling in daai man se hart moes gewees het? Hy het nou net 'n wonderwerk van God gesien. Hy moet hierdie mense kans gee om te begin glo, en hulle glo nie, en hy moet hulle doodmaak. Dank die Here, ons het nie meer nodig om sulke goed te doen nie. Want jy sien, in die Ou Testament voor genade was die straf onmiddellik gewees. Wat doen ek vandag? Daai sigaret was lekker gewees. Daai dop was lekker gewees. Gisterand se slapery was lekker gewees. Jy weet, dan is daar vleeslike, aardse gevolge ook vir daai goed. Maar wat sê ek eendag vir my God oor my sondes? Here, ek het dit gedoen, want wat se verskoning gaan ek hom gee? Wat se regverdiging is daar wat ek hom kan gee oor enige sonde in my lewe? Maar ek en jy het 'n kans om reg te maak waar ons gefouteer het. Ek en jy het 'n kans om nie te sê een dag nie. Ek en jy het 'n kans om te sê dag 1. Wanneer gaan jou dag 1 wees? En ek en jy het elke dag, wanneer ek die absolute voorreg en eer het om my oë oop te maak, is die geleentheid vir dag 1. Moet nie die kans laat verbygaan nie. As jou saak by die Here reg is, hou dit so.
Bou daar op die fondasie wat klaar gelê is. As jou saak nie met die Here reg is nie, kry dit reg, dis jou verantwoordelikheid, niemand anders is in nie. Ons is hier om die pad saam met jou te stap. Ons kan jou nie help om op die pad te klim nie. Ons kan nie, al wil ons hoe graag. Dis jou eie verantwoordelikheid. En ek wil vanaand afsluit met die bemoediging. Kry jou saak met die Here reg. As hy jou hoer kan gebruik, hoekom nie vir my en vir jou nie? Koning Hosea, vanaand kom dit net in my hart op, Koning Hosea, die Here sê vir hom, gaan trou met 'n prostituut. Jo! En hy trou met haar, en wat doen sy? Sy gaan terug na haar leefstyl toe. En die Here sê vir hom, gaan kry haar terug. Kan jy dink wat 'n vernedering dit moet wees vir 'n koning, om sy vrou uit 'n bordeel uit te gaan haal? Kan jy dit indink? Man, wat sou jy gedoen het? Ek dink nie ek sou sterk genoeg gewees het nie. En hy gaan haal haar, hy maak haar weer sy vrou. En sy doen dit weer. En nog 'n keer moet koning Hosea gaan en hy moet sy vrou daar gaan uithaal. En so gaan dit aan, tot op 'n dag toe, waar God vir hom gewys het wat hy vir hom moes gewys het, en hy het geleer wat hy moes leer. En dan soos Billy Graham gesê het, ek het die laaste bladsy gelees in my Bybel. Ek weet wie wen. Ek weet wie is my verlosser. Alles gaan oukei wees. Ek weet partykeer het ons sê ons dit in die vlees, alles gaan oukei wees. My pa het my en my broer geleer, die ergste wat kan gebeur is jy kan doodgaan. Dis die ergste. Hey, chom, ek gaan hemel toe. Ek gaan hemel toe. Dis jou keuse of jy saam wil gaan of nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse God en Vader, vanaand gee ons U al die eer. En ons sê vir U dankie vir nog 'n kans. Ons sê vir U dankie vir nog 'n geleentheid om gehoorsaam te wees. Ons sê vir U dankie vir nog 'n geleentheid om waarde by te voeg by hierdie liggaam. En Vader, dit is my hartsgebed vanaand, vir elke liewe persoon wat in hierdie kerkgebou is. Heilige Gees, dat U ons sal kom oortuig van sonde en geregtigheid en waarheid. Maar Vader, dat U woord nie net vir ons 'n erkenning sal wees nie, maar Vader, dat ons 'n deelname sal hê daaraan. Dat ons werk sal maak van dit wat U wil hê ons moet doen. Vader, dat U Gees vir ons so kom oortuig, ons vleeslikheid so kom oorrompel, dat ons gemotiveerd genoeg sal wees om op te staan en te doen wat U van ons verwag. Vader, ek bid dat U elke liewe een van ons sal seën. Ek bid dat U elke liewe een van ons sal beskerm. Vader, as hier vanaand iemand in hierdie gebou is, met 'n krankheid of 'n siekte of 'n pyn of wat ook al die geval is, bid ek vanaand genesing en restaurasie oor elke liewe persoon wat dit nodig het. Ons bid vanaand spesiaal vir Tannie Gerry ook, my God. Vader, ons vra dat U haar sal aanraak op 'n bonatuurlike manier. En Vader, as dit nodig is dat U dokters sal gebruik om haar te help. En daar waar as U besluit dat dit nodig is vir dokters, dat U hulle sal wysheid, kennis en insig gee, dat U bevoegde mense oor haar sal aanstel. Vader, ek vra dat daar waar ons in hierdie nuwe week ingaan, dat U ons sal lei oor waar U ons wil hê, wat U wil hê ons moet doen. Heilige Gees, kom werk in ons soos wat U wil. Vader, ons gee onsself oor in U hande, U die pottebakker, ons die klei. Gebruik ons as instrumente in U hande. Daar waar ons vanaand uitmekaar uitgaan, my God, in verskillende rigtings, vra ek dat U ons sal behoed en bewaar, dat U 'n legioen engele rondom elke een van ons sal plaas, dat wanneer ons weer hier by mekaar uitkom, my God, dat ons sal getuig oor U goedheid en U grootheid. Al die lof en al die eer kom U toe, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen en amen.